wou ek graag 'n empiriese ondersoek doen. So ek het my raamwerk gevat uit die honeurs uit en basies wou ek die werkbaarheid daarvan ondersoek. So hoe ontvou dit in die praktyk? Ek het 'n gevalle studieontwerp gehad, so deelnemende aksienavorsing. Ek het met universiteitsstudente gewerk, my eie studente, want ek was toe nog tutor, so my eie TAT-studente, en ons het getolk in die klaskamer. Ek het 'n taakgebaseerde raamwerk gebruik. Dit is een van LB Arendorf se groot gebiede van kundigheid. So hulle het begin deur te sigtolk. Ek het vir hulle video's gewys wat hulle die onderskrifte moes tolk, en hulle dit baie geniet, en dit was so half eintlik voorbereiding vir die hooftaak, want dit gee vir jou daai visuele bystand ook. So dit is nie net dat jy moet hoor wat die persoon sê nie, jy hoor en jy sien wat hulle sê. En die hooftaak was skakeltolking, want in my honeurs het ek bepaal uit 'n literatuurstudie dat skakeltolking die mees gepaste soort is vir taalaanleerdoeleindes, want dis natuurlik, tolking is 'n baie ingewikkelde aktiwiteit, so mens moet in ag neem dat taalaanleerders 'n spesifieke vlak van taalvaardigheid het. En ek het vergeet om te noem, maar ek het in my honeurs ook spesifiek met Afrikaans gewerk. So ek het 'n algemene raamwerk geskep, maar wat ek daarmee eintlik wou doen is om 'n gaping te vul in Afrikaanse tweede taalonderrig, waar ek uit 'n literatuurstudie bepaal het dat daar regtig 'n agterstand is onder leerders in terme van spraakvaardighede, hulle vermoë om in interaksie te tree in die tweede taal. So dit is die gaping wat ek gedink het pedagogiese tolking kan vul. En ja, so het hulle geskakeltolk in my hooftaak van die M. So hulle het gesit, triadiese interaksie, daar's 3 van hulle, daar's 'n tolk, daar's 'n karakter, en hulle kon speel wie ook al hulle wil. Ons het gewerk met filmkarakters, reekskarakters, met animasiekarakters, so hulle kon enige iets speel, en dan was daar natuurlik nou die tolk wat heeltyd moet bemiddel. So onderhoudsvoerder is Afrikaans, spreker is Engels, en hier word nou heeltyd bemiddel. So dit was die hooftaak, en ek het dit opgeneem, ek het deelnemerwaarneming gebruik om te gaan transkribeer, lank transkribeer, en al die interaksiestrategieë gaan identifiseer daar. En op die ou end, soos ek sê, kon hulle nou nie telefoontjie tolking doen nie, maar hulle het vir my vraelyste ook ingevul, want ek het bietjie getrianguleer daar, ek wou kyk of my waarneming ooreenstem met wat hulle sê. En op die ou end baie goeie resultate gekry, gevind hulle dit regtig genotvol gevind, waardevol, vernuwend, hulle het gevoel is bietjie iets nuuts. En ek het nou natuurlik die toetsing gedoen nie, ek weet nie of dit hulle spraakvaardighede en wat ook al verbeter het nie, maar in hulle ervaring het hulle gesê, hulle sien dit definitief dat dit daarmee help met begrip, met selfvertroue, so op die ou end baie goeie terugvoer gekry, en dit is 'n tegniek wat ek nou nog in my klaskamer ook gebruik, so as vir 'n mondelingspunt sal die studente aan hierdie tolkonderhoude deelneem in my tweede taalklas, en in my terugvoer elke jaar is dit baie keer die aktiwiteit wat hulle sê hulle die meeste van die jaar geniet het. So ek sou sê dit was 'n suksesvolle eksperiment, so ja, het dit baie geniet, en so my honeurs en my M het gebou op my honeurs, maar my PhD wou ek bietjie iets anders doen. So my navorsingsfokus gedurende al hierdie 3 grade was die wisselwerking tussen tolking en taalaanleer. Dit is wat ek wou ondersoek, en ek wou spesifiek kyk na die waarde wat die een tot die ander een kan voeg. So in my honeurs in M was dit, wat kan tolking vir taalaanleer doen? En toe kom dit nou die onderrigtegniek en alles. So toe dink ek, hoe kan ek in my PhD dit omkeer? Wat kan taalaanleer bring vir tolking? Want baie tolknavorsing en so is eintlik gegrond of geïnspireer deur taalaanleernavorsing. So daar is 'n baie inherente verband tussen tolking en taalaanleer, want tolke kan in 'n sekere sin as gevorderde taalaanleerders beskou word.
En toe het ek op die ou end gewerk met taalaanleerstrategieë. Ek onthou nog ook hoe ek op die onderwerp gekom het, dat ek moet erkenning gee aan my studieleier Harold Lesch, want ons was by 'n kongres, ISAN, ons departement se kongres, en daar was 'n student wat in taalaanleer gewerk het, wat gepraat het oor taalaanleerstrategieë, en angs en al die tipe goed, en hy vra toe 'n vraag, toe dit tyd is vir vrae nie gehoor, en hy sê, maar dink jy hierdie kan vir tolking werk? En toe hy dit sê, toe ek wil dit doen. So my PhD was baie konseptueel, baie teoreties. Ek het 'n tolkaanleerstrategie model geskep uit taalaanleerstrategieë uit. So dit is die bydrae wat ek wou maak tot tolkopleiding. Maar nie net tolkstudente nie, tolkopleiding as 'n lewenslange leerproses. Ons is almal lewenslange leerders. Ons almal, hou aan leer reg deur ons loopbane. So die idee was dat enige, ek gebruik die term tolkaanleerder, kan dit gebruik. Of jy nou 'n praktisyn is, of 'n student, of 'n opleier, of wat ook al dit is. En ek het met 6 strategiesoorte gewerk, en op die ou end herskep 61 tolkaanleerstrategieë in die model. En ja, dit was uit Rebecca Oxford se taalaanleerstrategie model, en sy het gewerk met direkte en indirekte strategieë. Ek het nog nie gesê wat tolkaanleerstrategieë is nie. Baie eenvoudig gestel, dit is aksies, denke, enige iets wat 'n tolkaanleerder help om verskeie aspekte van hulle self te reguleer. So of dit nou kognitief, metakognitief, sosiaal, dit help hulle met tolkwerksverrigting, so performance, maar ook met die ontwikkeling van bevoegdheid en kundigheid. So eintlik enigiets wat die tolkproses self, maar ook die hele leerproses verbonde daaraan vergemaklik en optimeer. En daar was nou 6 soorte in die model. Geheue-strategieë is een, byvoorbeeld om te visualiseer, wanneer iemand besig is om te praat, en jy moet byvoorbeeld lang konsekutief tolk, is dit behulpsaam om 'n narratief in jou kop te visualiseer, om jou te help onthou. Kognitiewe strategieë is ook 'n groot een, iets soos notering, is 'n groot strategie in tolking, en kompensasie, natuurlik, as daar een of ander probleem ontstaan, en jy moet nou vinnig iets uitdink, of dit nou gebare is, of jy vereenvoudig, of jy eksplisiteer, of wat ook al dit is. So daai 3 is, soos ons noem, direkte strategieë, so dis gekoppel aan die tolkproses self. Ek is besig om te tolk, en hierdie is wat ek gebruik om die proses te fasiliteer. Maar die meer vernuwende been van die navorsing is die indirekte strategieë, want dit het meer te doen met die leerproses, as die tolkproses self. So jy het jou metakognitiewe strategieë, wat natuurlik hand aan hand met die kognitief loop. En dit is allerlei strategieë soos om te organiseer, om te self-evalueer, enigiets wat jou help om jou leerproses te bestuur, die tolkaanleerproses. Dan het jy jou affektiewe strategieë, want die emosionele deel van tolking word baie oor die hoof gesien. En dit is strategieë soos om na jou liggaam te luister, om 'n tolkdagboek te gebruik, om humor te gebruik, enigiets wat angs verlaag, motivering verbeter, selfvertroue verbeter. En dan het jy jou sosiale strategieë, wat my persoonlike gunsteling is, en dit is om in samewerking met ander die leerproses aan te pak. So jy kan byvoorbeeld in 'n span werk, saam met jou tolkmaats, of by 'n mentor werk. Ek het byvoorbeeld ook, ek werk gereeld met 'n tolk wat baie meer ervaring het as ek, so ek leer dikwels by hulle. En ja, dit is die tolkaanleerstrategie model wat ek geskep het. Die skep van die tolkaanleerstrategie model was die grootste doelwit van die PhD, maar ek het ook gewerk met strategiegebaseerde onderrig, wat ook 'n taalaanleermetodologie is, en eintlik kyk na hoe die strategieë kan vergestald word in byvoorbeeld kettings en clusters, so hoe jy die nuut geskepte strategieë saam kan gebruik om sekere leerdoelwitte te gebruik. So dit was ook 'n doelwit in die PhD wat ek baie geniet het, en wat nou op die ou end neerslag vind in my onderrig ook, in my vertaalteorie klas.
So ja, my navorsing oor die afgelope paar jaar, soos ek genoem het, hoe die velde waarde tot mekaar kan voeg, glo ek het 'n groot bydrae gemaak tot die internasionale korpus van vertaal- en tolkwetenskap, maar ook op 'n nasionale vlak tot Suid-Afrikaanse tolkopleiding en tolkopleiding in Afrikaans en Afrikaanse taal aanleer en so. My navorsingsbelangstelling loop ook hand in hand met my tolkpraktykervaring. Ek het 2021 vir die eerste keer in die praktyk gaan tolk en sedertdien gryp ek graag vryskut tolkgeleenthede aan. Dit is baie goeie leerskool vir my. Dit is goed as 'n tolkopleier om te weet wat in die praktyk aangaan, my vaardighede opgeskerp te hou en natuurlik ekstra inkomste ook. So ja, so ek tolk 'n bietjie vryskut in die praktyk ook, wanneer ek kan, wanneer daar geleenthede is. Dit is maar op die stadium so 2 of 3 keer 'n jaar. En dit is definitief 'n maklike beroep nie, maar eindeloos fascinerend en baie belonend ook. Daar is regtig ook min begrip van wat tolke nou regtig doen wanneer hulle tolk. Ons is die masjiene wat woorde uit een taal neem en dit in 'n ander taal sit nie. Tolke maak konstante besluite en afwegings tussen faktore soos inspanning, effek op die luisteraar se agtergrondkennis, die spreker se bedoeling, die luisteraar se kultuur. Hierdie goed is heeltyd in jou kop wanneer jy tolk. So iets wat leuke nie verstaan nie, is soms gaan die weergawe nie presies ooreenstem met wat in die brontaal, ons praat van brontaal en doeltaal, wat oorspronklik gesê is nie. Baie min sal dit presies ooreenstem, maar ek dink aan 'n snaakse geval waar ek en my tolkmaat getolk het en die persoon sê toe ek het hom gemoer. En sy soos, ek het hom gemoer, sy dra dit net so oor, want sy het gevoel dis die beste manier om dit te stel. So, dan stem dit nou presies ooreen, maar in ander gevalle kan iets selfs met rede weggelaat word vir terwille van maksimum relevantie of wat ook al dit mag wees, en dan wil iemand altyd 'n eiertjie lê want jy het nie die presiese woorde nou getolk nie. My eerste ervaring in die praktyk was 2021, die wysigingswetsontwerp op kinders. En ja, dit was uitdagend. Ek was toe 'n tweede jaar M-student. Ons was 2 Afrikaanse tolke en die ander een het passioneers voltooi. So ek was die senior tolk ook nog. En dit was regtig die perfekte speelgrond om my veerkragtigheid 'n bietjie te toets, want ek moes bestuur ook. Ons het maklik 5 ure per dag gery na George en dan Kalicha, en dan is dit Beaufort Wes, en dan is dit Klein Willem. Dus ons is all over die Wes-Kaap gewees. En ja, dit het my regtig getoets. Dit was eerstens emosioneel uitdagend. Sommige stories wat daar uitgekom het, raak nogals aan jou, want dit te maak met kinders natuurlik. En dit was net, ek is dadelik gepoetjie toe ek daar instap met aflesery. Mense wat van Engelse regsdokumente aflees, en ek ken nie die terminologie nie, ek probeer my bes om by te hou. 'n simpel voorbeeld sou wees, ek het heeltyd Post-Adoption Agreement vertaal as voorgestelde aannemingsooreenkoms, want ek hoor heeltyd posed, en iemand sê later vir my dis post, so jy moet sê na aannemingsooreenkoms, en dit is bloot want ek het nie die terminologie geken nie. As ek dit voor die tyd bietjie familier daarmee geraak het, sou ek dit dalk herken het, maar ja, dit was nietemin absoluut fantastiese ervaring. Ek en my tolkmaat het goed saam gewerk, ons het gedurig langs mekaar gestaan, mekaar gehelp, as daar 'n getal byvoorbeeld gesê word, dan skryf ons gou neer, en ja, die hele groep tolke was fantasties. Ek het al met van hulle weer gewerk, en ek dink sommer aan hierdie een dag is ons almal as 'n tolkspan nou by 'n restaurant, want ons projekbesieder het geglo in jouself beloon na 'n harde dag se werk. Dis ook 'n tolk-aanleerstrategie, by the way, wat ek ons onwetend gebruik het, onbewustelik. En die kelner kom en hy vra, is ons almal reg om te bestel? En ek sê vir hom, ja, dankie. Hy sê, lekker, is julle almal Afrikaans? En die gebaretaaltolk sê,
we literally all speak different languages. En ek dink toe net, ja, nee, die 10 van ons, hier is soveel tale hier, en wat 'n voorreg, nee, hoe min is dit wat jy so baie tale in so gekonsentreerde groepie mense teekom. So, vir my gaan tolking oor mense, interaksie tussen mense, so miskien meer later daaroor wanneer ek oor KI praat. Maar ja, dit was net fantasties. My tolkervaring is meestal vir die parlement, so simultaan sal tipies wees vir die nasionale vergadering of nasionale raad van provinsies, dan gaan ek Kaap toe en ek tolk daar by die parlement. En andersins publieke of openbare verhore is ook algemeen. So dis wanneer ons nou on-site tolk, Bredasdorp of Klein Willem of waar ook al dit is, en dan is daar lede van die gemeenskap wat hulle stories kom vertel vir die betrokke portefeulje komitee, en dan sal ons tipies konsekutief tolk. So kort, môre, good morning, of lank, dan praat hulle 5 tot 10 minute, en dan moet jy nou van jou notas af die boodskap kom weer herkonstrueer vir die komitee. En ja, een ding wat snaaks was daarvan, is, jy is nou mos besig om iemand anders se storie te bemiddel, maar jy sit dieselfde hoeveelheid passie of wat ook al dit is wat hulle insit. So, dit sal dikwels gebeur dat een persoon nou vreeslike passievolle storie daar kom vertel, en hulle eindig met, that's why I do not support this bill, nee? Dan kom ek nou, en ek herhaal die storie, en ek eindig ook met, and that's why I do not support this bill, en die hele vertrek klap hande vir jou, asof jy die een is wat dit gesê het. So, interessante ding, definitief daai. So ja, ek geniet tolking baie, en navorsing en praktyk voed definitief mekaar. Ek het al navorsings onderwerpe gekry, weens ervaring in die praktyk. My eerste ervaring het byvoorbeeld onmiddellik vir my geleer dat ons nie genoeg aan strategieë blootgestel word tydens opleiding nie, en dat mens dit nodig het, nie net vir die proses nie, maar ook vir die hele leerproses buite, wat jy by die huis doen, as jy nou byvoorbeeld moet voorberei, of wil oefen, of wat ook al dit mag wees. So dis grootendeels waar my PhD onderwerp vandaan kom, wat dit geïnspireer het. Remote interpreting, afstandstolking, raak ook baie algemeen nou. Ek het dit nog net 2 maal gedoen, so dan is jy nou letterlik op 'n Zoom of 'n Teams vergadering, en jy sit jou mikrofoon aan wanneer jy moet tolk. En ja, dit vind in so baie kontekste plaas. Jy kry selfs televisietolking, videokonferensietolking, alles wat ek nou nie vreeslik mee bekend is nie, maar dit gaan alles saam met die tegnologiese draai wat die veld gekry het, wat ek nou ook myself meer vergewis mee weens die KI natuurlik, wat een van die fases is in die tegnologiese wending van die veld. So, telefoontolking was die eerste soos groot tegnologie en tolking, en toe raak het nou televisies en KI tools, computer assisted interpreting tools, wat byvoorbeeld jou help met jou terminologie bestuur, en op die ouend nou KI, en waar presies pas KI in. En ja, ek het vroeër genoem, vir my gaan tolking oor mense, interaksie tussen mense. Ek wil dit amper nie tolking eens noem, as dit net 'n KI is wat dit behartig nie. So ek moedig regtig navorsers aan om aan te hou navorsing doen hieroor, en ja, bewusmaking aanhou skep van wat tolking regtig is, en die menslike aspekte wat mens na die tafel toe bring, wat dit regtig vir my die essence maak van wat dit is. Ek het 'n PhD-student wat presies daai nou ondersoek, voornemende PhD-student. Sy is 'n gebaretaaltolk, en sy sal byvoorbeeld toneelstukke by Meinhardtville, ek het een gaan kyk ook, tolk sy vir die dowe gehoor. So die hele toneelstuk is hier besig om aan die gang te wees, en sy sal dit tolk vir die gehoor. En dit bring baie interessante vrae op uit 'n tolkperspektief. Ek mede-begelei haar tans saam met Miriam Vermeerbergen, wat ook 'n gewilde Belgiese navorser is, en baie wonderlike mentor vir my. So hier ontstaan baie interessante vrae. Vir my is gebaretaaltolking is nie 'n gebied wat ek baie bekend is mee nie, so dit bring
hierdie element van die gebruik van 'n ruimte of spasie ook in, wat nie in gesproke taal tolking is nie. En mense het vra oor hoe getrou is hulle aan die estetiese waarde van die teks, want dit is tog kuns wat vertaal word, dis 'n kulturele spasie wat vertaal word, en hoe verpak hulle dit vir die gehoor? So wat is die gehoor se ervaring daarvan? Ons is nog besig om 'n bietjie te kyk wat presies sy wil ondersoek, maar daar's definitief iets om te ondersoek daar. Daar was juis by 'n kongres waar ek nou net was, ook 'n hele referaat oor opera tolking. En die man was blykbaar die conductor en die tolk en die ek weet nie wat alles nie, so baie interessant. So ja, oor die praktiese uitvoerbaarheid daarvan kan ek nou nie iets sê nie, maar dit is iets wat gebeur en waar daar al hoe meer navorsing oor gedoen word ook. Die lekker ding van hierdie vakgebied is, daar is so baie navorsingsonderwerpe wat in die ronde gaan. Almal vind hulle niche en dan is dit waarin hulle spesialiseer. So ek is bevoorreg dat ek al baie akademiese geleenthede kon bywoon die afgelope paar jaar, of dit nou kongres is of 'n somerskool of 'n navorsingsbesoek of wat ook al. En die temas wat daar opkom is gewoonlik baie domeinspesifiek. So jy het byvoorbeeld museumvertaling, hierdie een doen opera vertaling, daai een doen kerktolking en gesondheidsorgtolking en hoftolking. So dit is 'n stroom wat ek dink redelik volhoubaar nog aan die gang is oor al die jare, is dat almal hulle domein vind en dan spesialiseer hulle daarin. Ek het nou nog nie dit gedoen nie, ek spesialiseer in 'n spesifieke domein nie. Die tolk-aanleerstrategie model wat ek geskep het is juis nie taalspesifiek nie, so die idee is eintlik dat dit kan aangepas word vir verskillende kontekste, maar ek sou sê tolkopleiding is definitief waaraan ek die meeste belang stel, en ek was laas jaar by 'n tolkopleiding gefokuste kongres, een van my gunstelinge nog, Teaching, Translation and Interpreting in Pole. En daar praat hulle baie oor die nuutste onderrigtegnieke en aktiwiteite wat hulle in die klaskamer doen, en goed soos samewerkende leer en leerportefeuilles, en natuurlik maak KI en masjienvertaling ook sy verskyning nou. Daar is KI gedrewe refleksie en evaluering en sulke tipe goed ook in die veld. En as ek kan praat oor KI in tolking, ek bevind my nou self bietjie, my navorsing het 'n KI draai gekry, omdat ek 'n kort kursus hieroor aanbied aan die einde van die jaar. En as 'n mens praat oor KI in tolking, is daar baie fasette daarvan, baie fases in die workflow of die werkproses. So daar's baie navorsing oor hoe dit jou byvoorbeeld vir voorbereiding kan help, om byvoorbeeld terminologie te onttrek. Daar is navorsing van tydens die proses ook, wat in twee strome gaan. Die een is wat hulle noem KI-tolking, Machine Interpreting of AI Interpreting in Engels, en dit is wanneer hulle nou hierdie eksperimente doen waar dit slegs die KI is wat tolk, en dan kyk, hoe ervaar mense dit, hoe is die gehalte, en dit is maar gewoonlik middelmatig. Die KI mis nuances soos konteks en kultuur, wat mense nie sal mis nie. Hulle doen dikwels vergelykende studies ook, en die gehoor kies altyd die mens se weergawe as die beter opsie. KI het natuurlik 'n baie monotone stem ook. Seker nie nou meer eintlik, hier is seker nou al verder ontwikkel, maar hulle kla baie oor dit in die resultate ook. Maar dan het jy ook KI bemiddelde tolking, AI Assisted Interpreting, en daar's baie gemengde gevoelens daaroor. Dit is nou, sê nou maar, ek die mens is die hooftolk, maar ek het 'n KI getranskribeerde weergawe wat hier langs my is, wat my kan help met knelpunte, of ons noem dit problem triggers, soos getalle byvoorbeeld. As ek 'n getal gemis het, kan ek gou kyk wat sê die KI. Maar baie studies raam dit natuurlik as 'n extra effort wat die kognitiewe lading van die tolk nog meer vermeerder, want nou is daar nog 'n ekstra deel van hierdie proses wat hulle nou moet behartig.
En dan is daar natuurlik KI vir na die proses, so vir gehalteversekering, evaluering en waarin ek meestal belangstel is die rol van KI in lewenslange leer. So sê nou maar ek is by die huis en ek wil my vaardighede 'n bietjie opskerp. Wat kan ek met die KI doen? So hoe kan ek byvoorbeeld oefenmateriaal skep? Wat is die beste prompt om te skryf? Hoe kan ek notering oefen? Hoe kan ek uitspraak oefen? Hoe kan ek formuletaal leer? Sulke tipe goed. So ek het byvoorbeeld onlangs gewerk met 'n konseptuele raamwerk oor KI bemiddelde doelgerigte oefening van kognitiewe tolkaanleerstrategieë. So dit is, sal 'n mens kan noem 'n konseptuele uitbreiding van my PhD se model. En 'n ander been wat ek daar ondersoek het, is ook hoe dit spesifiek vir gesondheidsorgtolking dalk kan 'n rol speel. So ek het vanjaar 'n referaat daaroor ook gelewer by die NIPIT Kongres, Non-Professional Interpreting and Translation. Dit is al die jare ook nog 'n gunsteling van my om by te woon. Dit was die tweede een wat ek bygewoon het en daar praat hulle baie oor kindertolking, soos child brokering, migrante tolking, selfs goed soos gender tolking of die rol van gender in tolking. So dit is regtig baie interessante onderwerpe wat internasionaal aandag geniet, 'n groot verskeidenheid. En ja, ek dink beste praktyke vir opleiding, strategie gebruik, dit sal altyd 'n plek hê, internasionaal en nasionaal, en dit is waar my werk in pas. Ja, so my navorsing het 'n KI draai gekry want ek bied einde van die jaar 'n kort kursus aan oor KI toepassings in taalpraktyk. Die naam is AI Literacy and Empowerment for Language Practitioners. En die fokus is op vertaling, tolking en redigering. Ek bied dit aan saam met 2 kollegas, Maret Blom de Wet en Trien van Doorslaer wat van Estland is. En ons kursus is oop vir deelnemers Suid-Afrika, internasionaal. Gaan hybrid aangebied word in Oktober en November en ons wil graag nuweling taalpraktisyns, so novice users, met min of geen ervaring van KI, toerus met vaardighede daarmee en die begrip van hoe dit werk en hoe om dit ten beste of doeltreffend te kan gebruik, KI geletterdheid vir hulle te leer, so hoe om krities die terugvoer wat jy kry te evalueer en ja, besluite daaroor te neem, want KI het baie voordele, dit is kostedoeltreffend, dis vinnig, dis maklik tipies om te gebruik, maar mens moet altyd daai nadele ook, mens moet dit krities kan evalueer, mens moet weet, dit toon misleidende vlotheid dikwels. It sounds like it knows what it's talking about, but not always. En natuurlik valshede, hallusinasies, selfs die impak daarvan op die omgewing is alles wat 'n mens bewus van moet wees. So as jy in so 'n kort kursus belangstel, skryf in.